Goeiedag, verlede week het ek met jou gepraat oor die besondere woorde daar in Johannes 11 vers 3 waar Maria en Martha vir Jesus 'n boodskap stuur oor hulle broer Lazarus in Betanië wat ernstig siek was. Nou, jy kan gerus die verhaal gaan lees in Johannes 11, dis die moeite werd. Ek wil nie vandag soseer praat oor Jesus wat 'n paar dae vertoef het en 4 dae laat daar aangekom het en dan die groot wonderwerk doen om Lazarus uit die dood op te wek toe hy al begin ontbind het nie. Maar ek wil met jou praat spesifiek oor die woorde in Johannes 11 vers 3. Die boodskap wat Maria en Martha aan Jesus gestuur het, hoor net weer hier. Hulle boodskap was, en dis wat ek en jy vandag as dit moontlik was om vir die Here 'n teksboodskap of 'n WhatsApp te stuur, dis wat ons sou gestuur het. Hulle sê vir hom: Here, hy vir wie u liefhet, is siek. Kyk mooi na daai woorde. Hy vir wie u liefhet, is siek. Let op wat hy sê. Hy sê nie, of hulle sê nie vir Jesus, Lazarus, wat vir u so liefhet, is siek nie. Hulle probeer nie op Jesus se gevoel speel, deur bijvoorbeeld te sê, Lazarus wat soveel al vir u gegee het, wat u elke keer in sy huis ontvang, wat soveel goed vir u gedoen het, is siek nie. Nee, hulle draai dit om. In plaas van te sê, hy wat vir u liefhet, is siek, sê hulle, hy vir wie u liefhet, is siek. En dit staan so in die grondtaal, in die Grieks ook, dis presies so. Maar die klem val nie op Lazarus se liefde vir Jesus, maar Jesus se liefde vir Lazarus. Die klem val nie op Lazarus se verdienstelikheid, omdat hy dan nou die Here sodanig liefhet nie. Die klem val op Jesus se onvoorwaardelike, volmaakte liefde vir Lazarus. Here, die een vir wie u liefhet, is siek. Nou moenie dink dat ons liefde vir die Here nie verskriklik belangrik is nie. Trouwens, volgende Sondag wil ek met jou juis daaroor praat, oor ons liefde vir die Here. Maar ek wil vandag fokus op hierdie beklemtoning van Jesus se liefde vir ons. Onthou Maria, Martha en Lazarus was met alle waarheid huisvriende van Jesus. Jesus het telkens by hulle aan huis gegaan as hy na Jerusalem toe gekom het, daar in Betanië, 3 kilometer van Jerusalem af. So hulle het hom beter geken as die meeste ander. Hy was by hulle as vriend in hulle huis. Trouwens, die laaste 6 nagte voor hy doodgemaak is, was hy by hulle aan huis. Hulle het hom miskien op 'n manier geken wat niemand anders hom geken het nie. En as hulle Jesus wil inroep vir 'n krisisgeval, gebruik hulle hierdie weg. Hulle lê klem op Jesus se liefde vir hulle, spesifiek vir Lazarus. En ek en jy moet vandag snap dat dit die mees verdienstelikste gronde is waarop God vir jou en my iets sal doen. God doen nie in die eerste plek vir my en vir jou wonders of toon sy genade op grond van ons besondere prestasie of werke of selfs ons innige liefde vir die Here nie, hoe kosbaar en mooi is wat dit is. In elk geval, ons kan hom net lief hê omdat hy ons eerste lief gehad het. Die hemelse deur swaai oop. God draai sy oor na ons kant toe, as ons na die troon van genade kom, op grond van wat Jesus gedoen het, op grond van sy liefde vir ons, nie ons gevoelens teenoor Jesus nie. Dis die volmaakte, dis die onafwysbare rede waarom die hemelpoort vir jou en my sal oopswaai, waarom God ons gebed sal verhoor, is op grond van wat Jesus aan die kruis gedoen het, waardeur hy sy groot liefde vir ons bewys het. En ek wil jou vandag met vrymoedigheid aanmoedig om
vas te hou en vas te gryp aan dit wat Jesus vir jou gedoen het. Alles wat die hemel vir ons sal gee, alles wat God vir ons sal antwoord voor, is op grond van wat Jesus vir ons gedoen het. En weet jy hoekom is dit so belangrik dat ons liewers vasgryp aan sy liefde as aan ons eie prestasie en ons goed doen? Want al sou ek na die Here kom en sê, Here, sal U vir my dit doen of dat gee, sal U my help, sal U my gesond maak, want ek het U so lief, dan sal God met alle reg vir my in elk geval kan sê, maar hoe volmaak is jou liefde? Want ek weet daar is tye wat ek omfaal. Ek weet daar is tye wat die hemel met alle rede my liefde kan bevraagteken. Wanneer ek doen of dink wat ek nie moes doen of dink nie. Wanneer ek nalat om te doen of goed te gee wat ek nie gedoen het nie. Nee, my liefde is nie volmaak nie. So lief as wat ek die Here het en ek is onbeskroom daaroor. As geen geselskap wat ek nie my liefde vir die Here sal bely met eerlikheid. Ek het hom verskriklik lief. Geen ander liefde in my lewe kan met hom vergelyk nie. Hy is die liefde in my lewe. Maar selfs my liefde vir hom, hoe innig hom ook al lief het gebrokenheid, het feilinge, misluk baie keer. Daar's net een liefde wat volmaak is. En dis sy liefde vir my. En daarom kan jy op grond hiervan altyd met vrymoedigheid na die troon van genade gaan. En sê, Vader, ek kom na U toe. Nie op grond van my innige liefde vir U nie. Dis belangrik. Maar ek kom na U toe op grond van Jesus liefde. Kan ek jou verseker, as jy op daardie gronde kom, is 'n oop deur vir jou gewaarborg. Is 'n God van welwillendheid en genade gewaarborg. Is jy gewaarborg dat jou gebed verhoor sal word. Here, hy vir wie U liefhet, is siek. Wil jy vandag saam met my na die Here kom, nie op grond van ons prestasie nie, maar op grond van sy prestasie. Op grond van die feit dat hy in jou en my plek die prys betaal het. En die allergrootste godsliefde aan die kruis vir ons bewys het. Ons kan dit vir ons toeëien deur hom. Here, ek het vrymoedigheid, groot vrymoedigheid, om na U te kom op grond van Jesus se liefde vir my. Here, al sou ek na U toe kom op grond van my eerlike innige liefde vir U, dan besef ek, dis nie volmaak nie. Sy liefde is al liefde wat volmaak is. En Maria en Martha, sy huisvriende, het dit geweet. En toe hulle Jesus aanroep en versoek om te kom, was dit juis op grond van sy liefde vir Lazarus, nie Lazarus se liefde vir Jesus nie. En so wil ek, en hy en sy wat nou saam met my bid, ook vandag na U toe kom. Here, ek is siek. Here, ek het 'n krisis. Ek het smart. Daar's leed in my huis. Ek vra U ingrype. Nie op grond van my kerkbesoek, my goeie werke, die geld wat ek vir die kerk gegee het nie. Nie op grond van my poging om U lief te hê nie. Maar op grond van U onbesproke volmaakte liefde vir my. En ek dank U dat ek kan weet, die hemeldeur staan oop. God hoor my, as ek na hom kom, op grond van U liefde vir my. Dankie, dat ek U vriend kan wees. Amen. Mag hierdie waarheid aan jou hart vasgebind word. En waar ook al in die toekoms, tot die dag van jou dood, onthou dis die hoogste rede, waarom jy altyd met vrymoedigheid na God se troon kan kom. Jesus se liefde vir jou en vir my. Sterkte.